Hallo, ek is Kern Potgieter en ek het deelgeneem aan die Expo in afdeling B, Tegnologie en Innovasie. Nou, ek het baie van vliegtuie en dit het my gelei om 'n probleem te vind dat ek nie raadbare vliegtuie by my huis kan vlieg nie, want ek het 'n baie klein area. Nou, toe besluit ek gaan 'n vliegtuig bou wat aan 4 eienskappe voldoen. Dat hy in 'n kort afstand kan opstyg, hy moet lang batterylewe hê, hy moet stabiel wees in die lug en hy moet kunslig kan doen. So dit is basies dat hy tricks kan doen en lekker vlieg. Nou, na dit het ek natuurlijk al my navorsing gaan doen oor hoe 'n vliegtuig vlieg en hoe hy werk, sodat ek my eie kan ontwerp. En dit is basies maar dele van 'n vliegtuig, die krag wat op 'n vliegtuig uitwerk en die komponente in 'n raadbare vliegtuig. Ek het begin deur 3 vliegtuie te bou, wat opgaan in grootte en gewig en vlekspan elke keer. Nou, ek het daai drie gaan vergelyk met mekaar sodat hulle beter by my doel pas en ek het uiteindelik gekies dat vliegtuig 3 die beste is uit die 3. Nou, ek het toegegaan en om heelwat gaan verbeter, nadat ek nog navorsing gedoen het oor hoe hefkrag in 'n vliegtuig werk. Dit het gelei dat ek die vliegtuig se opstygafstand kan verminder van 10 meter na 1 meter. Na dit het dit my gebring na fase 3 wat my finale ontwerp was en hier het ek 'n paar nuwe vaardighede aangeleer in die vorm van 3D modeling en 3D printing. Nou, ek het hierso my romp en ander dele van my vliegtuig ontwerp en 3D print sodat dit ligter, meer eenvoudig en meer aerodinamies is. Nou, terwyl ek my projek voorlê, het ek natuurlik 'n laptop hierso en al my modelle sodat ek vir die beoordelaars al my resultate kan wys. Hierdie is my verslag en dit is effektief net my bord, maar meer in diepte en meer verduidelik. Nou, hierdie is al my navorsing, so dis natuurlik baie meer in diepte as net die 3 goed op my bord. En dan hierso het ek my metode verduidelik hoe ek die vliegtuie bou, my aanvanklike 3 vliegtuie, hulle vergelyk met mekaar. Nou, hierso was my eerste eksperimente gewees. En hierso was my tweede deel van my navorsing waar ek uitgevind het hoe hefkrag werk in 'n vliegtuig. Hierdie was my resultate na die eerste verbeterings gewees en hierdie is ook hoe ek my verbeterings gedoen het. Nou na dit het dit my na fase 3 gebring. Dit was nou die 3D printing deel en hierso was nog klomp resultate van hoe ek alles ontwerp het en hierso is nog foto's. Hier is my finale model hierso wat natuurlik op die dag hierso is. En ek het natuurlik nog resultate en grafieke. En uiteindelik het ek my hefkragformule bymekaar gestel met al my data. Nou, as ek van die agterkant af, ek het bronlys en verwysings. Nou, aan die voorkant is my verslag, aan die agterkant is my joernaal. Hierdie is basies 'n tydlyn wat op elke dag wat ek iets gedoen het, het ek 'n nota geneem daarvan. Nou, ek het begin op die 15de Desember van die vorige jaar en aangegaan tot hierso was die eerste ronde gewees, hierso was Noord-Gauteng gewees en hierdie is dan net tot voor SA's waar internasionaal daarna hierdie sal kom. Dan na dit, jy sal gewoonlik 'n bronnelys hierso hê, ek het dit apart op die dag hierso, maar jy sal bronnelys en klomp dokumente waar jy jou inligting gekry het hierso hê.